As die brommers opstyg, styg hulle gelyk op, lyk soos 'n drone. Luister hier. Dogtertjie, kom hier, laat daai kind gou kom. Kom gou. Staan daar. Jy gaan eendag Andres se skoondogter raak. Staan net daar. Staan daar. Doop vir my die beskuitjie. Dankie. Vat hier so. Ek gee nog 'n maatjie by jou. Gaan eet julle twee die. Julle mag in die kerk eet, hierdie pastoor laat dit toe. Ok. Hoor gou hierso, het julle dit gesien? Wat is doop? Die kind druk die ding aan. Dit is doop. Ag, ek wil nie oor doop preek nie. Kom ons los dit nou daar. Nou, ek wil weer praat. Ek voer julle die hele week, naweek om te praat oor evangelisasie. Julle is 'n gemeente wat siele gaan wen. En as die pastoor sê, kom ons gaan vanaand 'n bietjie uit, en jy dan verskonings om te bly, weet dat God ook verskonings gaan hê, wanneer jy bid vir jou geld. So moet vir jou regheid sê. Hoor gou mooi, 'n gemeente van 450 wat ek gehad het. Toe ek die eerste keer sê evangelisasie, toe dag 11 op. Waar is die ander? Hulle het verskonings, omdat hulle onkundig is, onseker is. Maar dis die opdrag van Jesus. Jy moet dankbaar wees as jy 'n plek het wat dit. En nou wil ek sommer net 'n storieetjie weer vir julle vertel, om julle lus te maak. En mense lus te maak om sending te gaan doen en evangelisasie te gaan doen. En ek wil ook mense lus maak. My bediening is, jy bel my, en jy sê vir my, wat wil jy doen? En ek vat jou aan toe jy wil wees. As jy wil Kalahari toe gaan, dan doen ons dit. Onthou net, Paulus sê by die Romeine is ek soos die Romeine. So jy moet jou klein lap aansit. Ek hardloop nou dag met my klein lap. Daar op die duin. Hulle neem ons af, Stella kom. Sy sê ek het nog nooit so vet kois aangesien. Maar oké. Maar hoor gou hierso. Volgende jaar wil ek Noord-Korea toe gaan, maar dit moet 'n bidgroep wees. Maar as jy so toe wil gaan, gaan jy vir 7 dae saam met my bid in 'n vertrek voor ons gaan. Aanhoudend. Want dis nie 'n speel. So moenie kom as jy nie dit gaan doen nie. Ek wil vir jou uitnooi, gaan saam met ons. Maar ek wil jou vertel wat gebeur op 'n strips. En ek wil jou lus maak vir die ding. Ek gaan nou die Liberia toe. En ek en my vriend wat nou in die hemel daar is, en my kameraman van 25 jaar, hy is nie nou hier nie. En ons kom in Liberia, toe ons afklim by die vliegtuig, kom die pastoor, en hy vat ons na die stalletjies toe. En die eerste wat ek opmerk is klomp vis, met klomp brommers. Ken julle 'n doilie, wat die ouma gebrei het, 'n doilie of gehekel het? As die brommers opstyg, styg hulle gelyk op, lyk soos 'n drone. En dan gaan sit hulle so gelyk. Hulle sê, deur mekaar, hulle baie orde. As orde. En die pastoor staan daar, my Engels is goed. Maar, partykeer nie. En die pastoor sê, what do you want to eat tonight? Fish? En hy wys na die vis, dat hy toe lig die drone so bietjie. Hy sê, or. Nou ek ken nie Engels goed nie, maar ek weet, or beteken iets anders. En ek sê vir hierdie brommer vis hulle sê. Ek sê, or what? Sê, or monkey. Nou ek dink toe aan die blou apies daar by ons in die rivier. As jy sy ribbietjie gaan, raak ek eintlik nou, en let's go, gaan knoffelbotter maak, en 'n bietjie bak, gaan dit lekker wees. So ek sê monkey. Ons het nou die ek het 16 kilogram afgemaak. Ek sê vir almal, vir my skoonseun, my hoe noem mense haar? Jou ma, my skoonsister.
Ek sê vir haar, my swaar, ek is nou honger. Sulke rassentjies. Ek sê, dis aapwors. Sy sê, ag, my swaar, ek eet sommer aap op. Hulle dink ek joke, hulle eet hy 16 kilogram aap op. Maar maak jy saak, lyk of hulle wil in die bome se takke rondswaai. Maar hoor gou mooi, ha? Nee, wat gaan nou, wil jy ook enetjie? Trek my aandag vreeslik af. Nou vat dit. Ja, stuur hom. Ek like hierdie ou. Dis hoekom sy vrou hom gevat het. Hy's bietjie anderste. Daar sê. Maar my magtig, kan jy nie agterkom, ek preek nie. Hy stuur hom nou en ek sien, nou drink ek maar koffie. Man, ek en jy sal lekker werk, saam. Moenie worry nie. Maar hoor gou mooi. Ek sê hoor wat, hy sê monkey. En dan gaan ons. Maar hulle monkeys is nie monkeys, hier is baboons. Hy stop daar by 'n plek, hy is so hoog. Hy is in die middel deurgesny en dat hulle lyk dit my om tussen 2 matrasse en kartonne droog gemaak, plat gemaak. So hy kom met die 2, die vel sit nog aan hulle. Hulle is bloedrooi. As ek in die evolusie geglo het, sou ek gedink het dis my neefie. Maar nee, hulle kom uit. Hulle kom uit met hierdie 2 halwe ape. Hulle maak hom gaar. Hulle maak hom gaar. Mense, ek wil nou nie die foto's vir julle wys van die apie daar. Lyk of hy mantla skree. En hulle kook dit. Ons kom die aand om te eet. Hy's in rys gekook. My kameraman het nie 'n matrieksertifikaat soos ek. Hy's briljant, dis net aas. Hy's nie vanaand hierdie, maar hy is briljant. Hy skep net rys. Hy sê, hy eet die aapie. Ek kyk hom so. Ek sê, jy het nie van osmose geleer in wetenskapie? Daar's meer aap in die rys as aap in die aap. Want hy het geabsorbeer. Hy skep net rys. Die ander ou eet maar so. Ek is gelukkig, ek kry die rugstringetjie met 'n stukkie murg. En my oupa het altyd die murg gevat so in die eetlepel, hulle kap hom so uit, en gee vir die kinders aan tafel. Ken julle dit? En ek kry die murg. En ek is dadelik, my oupa het altyd sê, ek moet nie varkmurg eet, dit maak jou mal. Maar ek weet nie of dit nou waar is, maar oké. En ek kry dit, en ek hou hom so, en ek sê, ek het die murgie van hierdie aap. En toe ek hom hap, toe besef ek, murg het nie kraakbeen nie. En ek besef, as die aap gelewe het, sal hy nooit weer gepiepie het nie. En ek besef, ek het die aap ek hoef seker nie verder te sê. Ek het dit opgeëet, want dit kraak. So ek wil vir julle sê, weet julle hoe lekker is dit so oor see? Sulke goedjies gebeur, en jy wen klomp siele. Kom sending toe. Hoor jy my kind, kom sending toe, jy eet aap. Jy eet, ek laat eet jou krokodil voordat jy daar kom. Dit is lekker daar buite. Amper sê ek sy worms, mopani worms, met 'n knoffelbottertjie. Jy eet hom, laat dit voel, 'n springmielie sit in jou tande vas. Mense, hoor gou, ek nooi julle regtig uit. Dis lekker, saam met die Here. Dis 'n avontuur. Om te gedrink het ek gedink, ek sal nooit kan ophou drink nie. Hoe gaan braaivleis wees, hoe gaan dit wees? Ek hou braaivleis sonder drank en is lekker. Vra hierdie klomp op braaihuis. Daar nou plekke School of Fire, dis skaap, dis vark. Hulle, ek wil amper sê vreed, maar hulle eet te lekker. Ek wil jou nooi. Ek wil jou nooi. Jy hoef nie na my toe te kom nie. Wil jy nie net vir iemand van Jesus daagliks vertel nie? Wil jy nie jou WhatsApp vat en begin stuur skrifgedeeltes uit die stop jou môre en aand prentjies. Okay, ek kan jou nou nie sê jy moet nie. Party is so verslaaf daaraan. Ek gril. Ek blok jou sommer. Ek kry oor die 700 partykeer. Het ek gekount een keer. Oggend en aand prentjies, môre. Regtig? Ek kan jou nie antwoord nie. Moenie vir my, daar's mense wat gebed soek.
Gospel is waar die tekke die teerslaan, waar ons uitgaan en vir mense wat honger is, wat verlore gaan, die evangelie bring. Feeding the nations through salvation. Maak disippels van alle nasies, raak betrokke by Pap en Gospel. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou. Ek kan my nie steur in die hand in die môre prentjie nie. Ek probeer nie snaaks wees as ek dit sê nie. Vir party, die Here praat die laaste tyd, hy sê vir party is dit belangrik. Vir 'n party tannies om hy oggend en aand te stuur is dit belangrik. Maar vir my is dit nou nog nie belangrik nie. So jy hoef dit nie vir my te stuur nie. Maar, en dan wil almal teorieë stuur. Die mense die wonderlik, hulle het hierdie senator ding, wat in die senaat in Amerika gebeur het, 25 jaar terug, daai gebed, om nou al so verander dat Trump sit daar. 'n WhatsApp van jy copy-paste en jy pas hom aan soos jy wil. En ongelukkig sit daar mense wat hierdie nonsens glo. Ek vat nou die dag Ellen, net om te bewys, dat 'n mens kan nonsens praat. Vat ek 'n ding en ek sê, ek maak 'n ding, ek sê, het julle geweet, SAB, Suid-Afrikaanse brouwery, het die ANC en SWAPO ondersteun en wapens aangekoop. Maar dis 'n leuen, dis nie waar nie hoor. En ek sê, daarom sal ek stop drink. En ek post hom op 'n koevoetgroep, net om moetswillig te wees. Dit raak so stil, jy voel, hoe dit 5 minute, 6 minute stil raak. En een ou sê, ai Roy, ek kan nie nog so bietjie drinkie. Toe sê ek vir ek maak net 'n grap. Hoor nou mooi, as ek hy nou gelos het, het hy môre rondgegaan en dit was die waarheid. Hou op enige iets glo, laat die Here met jou praat. Kyk wat sê die koerante nou vandag, of hulle nou reg of verkeerd is, oor Hans Winkler vanoggend. Sy vrou verkoop nou 'n dieet wat demone uit jou uitvat. Ek sê nou vir julle is nonsens. Dis nie wat sy gesê het nie. Ek sê dit nou vir julle. Maar die koerant het sensasie. Oor my het hulle nog altyd reg geskryf, julle kan maar glo. Hulle skryf hier 'n rapport. Hy dryf duiwels uit, toe sê ek, halleluja. Dis reg. Hy ander teoloog wat nou elke maand iets plaas of week, hy maak seker spotprentjies van my en daar in die boot en ander, en waar ek in die krokodildam staan en mense doop. En die ergste vloekwoorde, weet jy wat? Hy maak advertensie. Ek kyk het soos ek prys die Here, is advertensie. Maar ek wil julle nooi na dit toe. Ek wil natuurlik vir jou sê, dat 'n mens kan toegesluit ook word in die evangelie. Ek kom daar in 'n land, en ek preek. En ek sien, ek kom stap ou aan, met 'n AK-47 oor sy skouer. En ek dink by myself, as dit nou nog doejare was, het jy nou voor die Kasper gehardloop. Dink ek maar, ek preek. Hy sê, stop preaching. En ek sê, man, I'm busy. En ek preek, en hy sê, wop, wop, nou is ek geboei. Nou, 'n man preek mos baie. Ek sal in die tronk verder preek. Jy dink aan daai goed. Hier vat hulle my. Nou, van die poliestasie tot by die selle is warm wit sand. Nou trek hulle my boetse uit en hulle trek my deur daai sand. Ek brand. Ek sal nou selfmoord pleeg, nou al hulle die veters uit. Sit hulle my in die selle, daar sit 3 ouens. Een lê, hulle sê hy is 10 dae op eetstaking, en die ander 2 sit daar. En die een sê, what's your story, in Engels nou. Ek sê, hey, don't ask it again. You don't know me. Hy sit sommer stil, toe sien hy is nou met 'n ander man te doen. Nou sit ek daar, dink ek, wat gaan ek doen? En hulle diens is baie goed.
Beter as Spur of Oompie. Binne 3 minute, hier kom hulle met bitterkoffie en 'n kwart brood. En ek het my kos. Ek sit hom aan neer, en ek dink, jy weet nie wat jou selletjie is klein, en ek kniel sommer daar by die ou op joodstaking, en ek bid, en ek sê, in die naam van Jesus, stop met die nonsens. Terwyl ek so bid, hoor ek kyk, hier eet hy my brood, en my koffie. Ek het nou nie geweet die gebed gaan so vinnig werk. Later toe ek nou weer uit. Hoor hier, dit is fees. As ek nie toegesluit was nie, hoe kan ek dit kom vertel het? En alles gaan oor Jesus. Kom, ek wil vir julle sê, dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Maar jy moet net kyk met wie dien jy hom saam. Soos ek julle vertel het die naweek, ek word gevang op China, hulle vang my met die Bybels. Ek so kyk, jy konsentreer mos nou hier. Links kyk, hier staan Andras, wat nou net hier gestaan het. Staan en neem my foto's. En hy het 'n besigheid kop. Hy wil weer 'n boek skryf, YouTube toe gaan. Ek sê, wat doen jy? Nie as baie agterbly, ek wil net 'n paar foto's hê. Ek sê, baie dankie hoor. Maar in elk geval, dis ook lekker. Ek wil vir jou sê, dis lekker om die Here te dien. Ek kom in Noord-Korea, en ek gee my oor aan die polisie, maar hulle sê, wag net, en hou die Bybel daar in kort. Ek gaan nie die hele storie vertel nie. Nou wag ek maar vir die polisie daar in die hotelkamer. Ek slaap hier aan, 11 uur. Dwa. Ek weet, hier is dit. Ek sê vir Cassie, ook my maat, ek weet nie, sien ons mekaar weer in die huisgenoot, of waar sien nou mekaar, of ga ek doodgemaak word nie, maar sterkte. En ek hoor, police! My hande is klaar in die lig. Ek kom uit, staan Andras Strauss voor die deur. Nou vra my vrou, hoekom raak my hart swak? Dis sulke goed. Ek skrik my in 'n mik in. En ek weet, ek groet al, hy gaan ek. As dit my eie seun wat dit aan my doen. Julle moet regtig vir die mannetjie bid. Maar okay, ek wil julle nooi. Is regtig jy moeite werd. Net vandag, daar kom 'n melaatse by Jesus. Hy val op sy knie. Hy sê, as u wil, kan u my genees. Jesus sê, ek wil. Ek dink daai stem, ook wil hom eendag van aangesig tot aangesig hoor. Ek dink daai goue, ek kan nie eers sê goue stem nie, want dit is beter as goud. Daai, ek wil. Hy sê vanaand, vir elkeen, Sunny, Jannie, Jaco, ek wil. Ek wil jou help. Hoekom sien ons God daar ver? Hy's hier. Hy wil vir jou goed wees. Hy wil vir jou omgee. Hy wil by jou sit en kuier. Maar ons lees net gou 'n dagstukkie en hardloop ons. Weet jy, dan kyk jy so agterna en dink ek wil so graag gehad het, jy moet by my kuier. Maar dan is jy weer weg. Maak 'n bietjie tyd met hierdie koning. Kuier 'n bietjie by hierdie koning. Hy's werklik die koning van die konings. Moenie net in tradisie Sondag kom hand oplig en 'n bietjie sing en deur die week gaan jy aan. Hy wil by jou kuier. Hy wil hê jy moenie elke aand vinnig maak en gaan slaap nie. Hy wil hê elke aand moet jy 3 ure op YouTube wees en 5 minute by hom nie. Hy wil regtig hê dat jy net so bietjie by hom sit en net by hom kuier, want so lief het God die wêreld gehad. Het hy sy enige gebore seun gegee, sodat elkeen wit, swart, bruin, khoisan, Indiër, wie ook al, in hom kan glo in die ewige lewe kan hê. As hy my gevat het, wat 'n buite-egtelike kind is. Ek weet nie wie is my pa nie. En hierdie Jesus sê, ek hoop net hy het gered geraak as hy dood is. Want ek sal hom nogal graag wil sien. Ek dink hy het hom vrek geskrik. Toe hy hoor hy het 'n rooikop kind. En hy weet nie wat, het julle ook geskrik toe julle 'n rooikop kind kry? Like julle rooikop kind. Waar is hy? Waar is die mens? Daar is jy. Rooikop mense is mooi. Ek sê jou man net dat jy weet, hoor jy? Die meisiekinders.
Pastoor, ons twee is te lank in mekaar se geselskap. Ek wil jou kerkraad sien vanaand. Maar ek wil jou vandag pleit, soos Andres gesê het. As jy by Spur kom en jy klaar geëet. Ek kom by Saddles, bestaan Saddles nog? Maar is 'n restaurant wat steak verkoop. En ek draai die kwitansie om. Ek verander die kwitansie in 'n traktaatjie. En ek skryf, Jesus like jou. En die meisietjie kom haal dit, sy loop, ek sien sy wys dit vir haar vriendin, sy kom terug, sy sê, oom, is oom 'n Christen? Ek sê, ja. Sy sê, oom, sal oom vir my en my maat bid? Ek en sy gaan vanmiddag 4 uur vir 'n aborsie. Ek sê, kom. En ek bid, ek sê, Here, laat niemand aan daai kinders sal vat nie. Toe die ou kindertjies gebore word, toe kry ek die fotootjies. 'n Kwitansie wat verander het in 'n traktaatjie waar ek gesit en eet het. Kos dit nou vir jou so baie? Van nou af wil ek jou vra, leer dit vir jou kleinkinders, ek kyk julle doen dit. Draai net jou papiertjie om en skryf, Jesus het jou lief. As jy dan nie wil uitgaan nie, as dit vir jou te erg is om R50 by te dra by sending, dan draai jy net jou papiertjie om. Wil jy nie maar as jy vir jou uit die komputer uit net so 'n paar papiertjies druk, wat sê, en dan stop jy by die petrolpomp gegooi, en sê, Jesus is lief vir jou, hier is vir jou papiertjie, elke maand maak jy ander skriffies, en dan is daar weer 'n skrif op. Ek vra jou maar net, is dit te veel om vir hierdie koning wat jy dien, ietsie te doen? Jy hoef miskien nie te doen wat ek doen nie, God sal jou weer iets anders gee. Awaken my love, the groom is near. Awaken my love, the groom is near. Have you seen him, the one I love? Have you seen him? Hallo julle, ek is so opgewonde om vandag saam met julle tyd te spandeer.